Shalom almal, baie welkom by Yahweh Eltekan bediening. En mag julle geseënde Pesachfees ingaan met die groot Almagtiger. Hy is ons Elohim. Hy word meester genoem, meester Yeshua. Hy is nie sommer net Yeshua nie. As julle vir 'n pastoor kan sê, kan julle sê meester Yeshua, wat het hy vir ons in die tyd aan die kruis gedoen? So ons gee vir Vader al die eer dat hy sy seun gegee het. Al is dit sy geliefde seun gewees, maar hy het ons liewer gehad sodat ons die ewige genadiglike lewe kan hê in vrede en oorvloed kan kry en nie weeskinders hoef te wees nie. Amen. Goed. Daar het ons vir julle opgesit die kruis, die beker. Julle kan ook Benny kyk in Matteus 13 vers 35 en Johanna hulle wat die naweek dalk saam is. So julle kan dit deurgaan. Maar voor ek daar wil kom, wil ek vir julle sê, wat word in die tyd met pagan feeste gevier? Die paashaas, die paaseier, wat Easter is. En Easter is deel van die songod aanbidding en Easter is deel van die koningin van die hemel, wat ook songod aanbidding is, wat absoluut die hoer van Babylon is. En dat ons nie met Vader se feeste moet hoereer nie en maak of sy feeste pagan feeste is nie. As julle die paas bolletjies sien wat ons hot cross buns, as julle hulle sien, sal jy sien hy's baie of hy rondvormig is met 'n kruis in. Dis ook die Babyloniese kruis wat daarin is, wat sê dit is songod aanbidding. In 300 jaar na Christus, plus minus 300 na 350 jaar na Christus, het Constantijn die breekkerk ingebring met die pagan feeste. So, dis wat ek vir julle wil sê is, die paasbolletjies se goed is nie toevallig nie. Die paashase goed beteken vrugbaarheid, die godin van vrugbaarheid, wat as julle sien hoe dit lyk, en Michael sal my onthou dat ek dit vir julle wys, al die okkultiese feeste wys, dit wat in die duister is, wat in die lig kom, laat ek dit vir julle kan wys, voordat ons die groot seminaar gaan hê van die eindtyd bediening, want as ek dan praat oor die hoer van Babylon, laat julle weet wie dit is en waarvan ek praat en hoekom ek so lelik praat. Dis nie ek wat so lelik praat nie. Dis presies wat die wêreld doen. Hulle het gelykvormig geword toe Constantijn die breekkerk afgekondig het met die songod aanbidding, het al hierdie goed ingeslyp in ons bediening in en het die mense so verduister en versleier dat hulle nooit die waarheid geweet het nie. Maar wie julle wat, ons spreek hulle vry en ons bid vir hulle dat hulle sal inkom die breekkerk en sal besef wat 'n groot voorreg is dit as jy die Pesachfees ingaan. Wat beteken die Pesachfees? Ons herdenk dit wat Christus vir ons aan die kruis gedoen het en dat hy 3 dae in die graf was, net soos dat jy gedoop is. As jy die 3 broodjies vat, beteken dit God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Julle sal sien daar's ons 3 broodjies toegedraai. Julle sal sien daar's 4 bekers. Julle sal sien daar's bitterkruie. Julle sal sien daar is appels en kaneel op die tafel. En daar's 2 kersse, jy kan die 2 kersse of jy kan die menorah aansit. Ek het die menorah aangesit en ek gaan my 2 kersse aansteek. En in die tyd gaan ek vir julle baie mooi bedien, omdat julle presies kan weet, wat is die vasgestelde tye van die Pesach, waar het wat gebeur. Want as jy dit weet, dan verstaan jy die hoogheilige dae. 'n Hoogheilige dag noem ons die 'n Shabbaton, met ander woorde is 'n Shabbat op 'n Shabbat. So dit is 'n dubbele Shabbat wat ons ingaan. En in hierdie tyd is die verbondsmaal ook deur Yeshua ingestel, waar hy gesê het,
Hy sal van hierdie wynstok nie weer drink nie tot die dag wat hy terugkom. So ek het nou breedvoerig vir julle verduidelik, maar ek wil graag vir julle lees. Wat beteken die paas haatkraasband, die paasbolletjies, wat beteken dit? Dis in Jeremia 7, ekskuus julle 7 vers 18. Hoor gou hierso. Maar eintlik wil ek eers vir julle vers 7 lees. As julle aan my gehoorsaam is, sal ek julle in hierdie plek laat bly, in hierdie land wat ek vir julle altyd aan julle voorvaders gegee het. Vader gee vir ons 'n belofte, as ons by hom bly in sy feeste en sy sabbatte, dan sal julle bly die plek wat hy vir julle uitgekies het. Julle vertrou op leuns wat julle niks gaan baat nie, van die Breekkerk. Julle kan ons nie steel, moor, egbreek pleeg, valse ede aflê nie. Wierookoffers, valse vuuroffers wat julle bring, het hulle in daardie tyd gebring voor die kalf wat hulle gemaak het en alles. Julle sal sien, hulle praat ook van 'n rooi koei. Ek sal met julle dit later baie mooi deurgaan. Wierookoffers vir Baal bring, ander gode dien vir wie julle glad nie ken nie. Met ander woorde, ander gode is Paasfees, Valentine, Janus is nuwe jaar, waar jy letterlik 'n God aanbid wat hy sy gesig van voor en agter vir jou gee, wat nie van Vader af is nie. Hy sê, jou in en jou uitgaan sal geseënd wees. Jy hoef nie aan 'n God te behoort nie. 'n pagan God. Jy moet aan die allerhoogste van die hoogstes moet jy regtig behoort. Immanuel, God met jou. Jy kan nie ander gode dien nie. Wat beteken hierdie Baaloffers? Wat beteken hierdie gode wat ons dien, wat ons eintlik glad nie ken nie? Die Breekkerk het dit ingebring en hulle het dit ingekleer en mooi gemaak. En hulle het nie op die vaste tye nie, hulle sê ook, die kruisiging is Vrydag. As jy hom tel, kan hy onmoontlik nie op 'n Vrydag gekruisig is om op die Sondag op te staan nie. Is nie 3 dae en 3 nagte nie. So dis die Babyloniese Breekkerkbediening. Maar kom ek lees vir julle. Kinders maak hout by mekaar en man steek vure aan en die vrouens knie deeg om koek te bak vir die koningin van die hemel. Hoor julle wat doen hulle vir Paasfees? Die koningin van die hemel. Nie Abba Vader nie. Hulle bring ook dankoffers aan ander gode om my seer te maak. Dan kan julle gaan na Jeremia 44 toe. Dis hierdie paasbolletjies wat ek nou vir julle vertel. 44 vers 18. Ek het hom nie eens gemerk in die Bybel nie, maar ek gaan hom vir julle lees. Dit is vandag ons opgebou het om vir die hemelkoning wierookoffers te bring en dankoffers uit te giet, dat ons aan alles gebrek het en dat ons sterf deur oorlog en deur hongersnood. Wat gebeur huidiglik met ons? Ons sterf. Die vrouens het bygevoeg. Dink jy ons het sonder die medewete van ons mans vir die hemelkoning wierookoffers gebring, dankoffers gebring en vir haar offerkoekies gebak wat so sy lyk? Dis Eina. Nou dink ons hierdie haatkraasband is sommer so. Ek gaan na die tyd voor ons breek dat Mike vir ons uit die Duikbybel die Engels een lees, dan hoor jy mooi stel die Engels dit vir jou bitter duidelik. Ek is net nie goeie boervrou met Engels lees nie. Ek is 'n boervrou, ek praat Afrikaans. So ek gaan laat Mike het vir ons nou uit die Duikbybel is hy by my, dat hy vir julle dit lees. Ek het vir hom dit opgesoek en oopgemaak,
Maar ek wil net vir julle sê, die woord waarsku jou van hierdie koekies wat gebak word, die hot cross buns. Want hy die songod teken op. Julle kan dit gerus gaan naslaan en gaan kyk. Goed. Matteus 26 kan julle by oopmaak. Ek het 'n stukkie voorberei wat ek vir julle gaan lees voor ek begin. As ons gekom het van Exodus 12 en vanaf vers 14 af na Matteus 26 vers 2. Matteus 26 vers 2 sê vir ons: Julle weet dat oor 2 dae die Pas sal kom, dan word die Seun van die Mens oorgelewer om gekruisig te word. Yeshua is hier aan die woord. Yeshua het die Passe gehou. As julle beweer dat julle volgelinge van Yeshua is, moet julle leef soos hy. Ons moet dit doen volgens die Bybelse voorskrifte. Dit beteken nie ons moet die Joodse gebruike en tradisies doen nie. Ons is almal Israel. Ons is almal Israel. Jy hoef nie 'n Jood of wie te wees nie. Jy is almal Israel. Die Joodse gebruike en tradisies doen. Jahwe is ons Pesach lam. Moet ons dit doen as herdenking as Yeshua, as ons laaste lam wat vir ons geslag is, ons Pesach lam. En ons moet dit doen, nie net sommer so nie. Ons moet dit doen met voorskrifte, wanneer ons wil nie, maar op Vader se tyd, wanneer Vader dit vasgestel het, naamlik die 14de maand van die kalender Nisan, God se vasgestelde tyd, dit kan nie verander nie, dis ook die nuwe jaar tyd hierdie, dit is Vader se kalender. Hy het vir ons gesê, wanneer die fees kom, wat ons moet doen in voorbereiding. Ons weet dat hy sy kinders is, dan sal ons doen wat hy sê. Yeshua het dit gehou, omdat 'n opdrag was, al was hy self die lam. In Yeshua se 3 jaar van sy bediening, lees ons in die skrifte, dat hy na Jerusalem elke keer gegaan het, vir die feeste. Hulle het elke keer gekyk by die feeste waar hy is, want hy het by elke fees 'n lering gegee en gebring by die feeste. Doen ons die feeste, kom ons dit na, dit is in die nuwe verbond, kan ons dit dan nog sê, ons is nie sy volgelinge nie, ons is sy volgelinge volgens 1 Korintiërs 5 vers 7 tot 8, tot sover. So ek maak dit vir julle duidelik, dat hy het elke jaar gegaan, om die fees van Vader, en hy teachings gegee, soos wat ons vandag gaan doen. Dat julle kan verstaan, dit gaan baie interessant wees, die naam van die lewende Jahwe, dis baie belangrik, hy is ons meester. Die Elohim van Abraham, Isak en Jakob, die Seun Yeshua, ons meester, Heilige Gees, Ruga, wat se reukoffers het die pagan feeste wat hulle opgesteek het? Nie die Heilige Gees was vuur, 'n kool, ek bring vir julle 'n woord, die kool wat verkeerd gebruik is. Wat se Ruga kry hulle dan, as jy nie die ware Ruga van Vader ontvang nie? Sy wind, sy liefdevolle Heilige Gees, en dan kom die valse leer in, wat ek nou vir julle verduidelik het. So hierdie is stappe wat ons gaan deurwerk. Die kruisiging nie op Goeie Vrydag nie. Die Pasga die 14de Nisan. Ongesuurde brode die 15de Nisan. Eerste vrugte die 18de Nisan. Vasgestelde tye, wanneer is Yeshua gekruisig, die Seun van Elohim. As een van my datums die verkeerd is, moet julle weet, ek het 'n vorige keer hierdie een bedien, dan het ek dalk net vergeet om 'n datum te verander. Ek is net nie seker as die 18de reg, Mike? Dankie, hy's reg. Jy het seker gemaak, Mike het seker gemaak. So ek maak baie seker dat my datums vandag reg is. Want ek moet jou release om ongesuurde brode in te gaan.
Goed, ek sal hier my brilletjie moet opsit. Die finale dae van Jesus Christus gaan ek van hier af lees. Want hy's baie klein vir my op die bord. Ek het hom nie. Ja, ek is heel alright, Mike. Maar dankie vir die omgee. Goed, as jy kyk, sê hy vir jou bo aan Vrydag, Saterdag, Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag. Wat gebeur die Vrydag? Voete was. Wanneer is dit? Wat is die datum op hom? Die 9de Nisan. Waar kry jy die skrifgedeeltes? Johannes 12 vers 1 tot 8. Waar kry jy die ander skrifgedeelte? Hy gaan en hy vat ons oor na die volgende dag toe. Hierso het ek laas weer die skrif gegee wat ek gesê julle moet gaan opsoek van die donkie. Het julle daai skrif toe opgesoek? Julle het hom. Moet Mike kom weer vir julle gee. Nee. Met ander woorde, hier kom hy met 'n groot optog. Dink gou vir julleself, hier kom hy. Hy het hulle gestuur om die donkie te gaan haal. Hulle bring die donkie, hulle kry die donkie op die plek wat hy gesê het. Hulle vra vir hom, wat wil hy met die donkie maak? Hy sê, my meester het hom nodig. En hy vat hom die donkie na Betanië toe. Want hy was daai tyd nog in Betanië besig gewees. En hy vat hom, en hulle begin hulle klere dadelik uittrek, want hulle wil dit graag op die donkie lê. Jesus ry Jerusalem binne op 'n donkie, terwyl die mense roep, Hosanna, Hosanna. Matteus 21 vers 1 en 11 en Markus 11 vers 1 tot 11. Dit is die 10de Nisan dat dit gebeur, hy ry op die donkie in. En hulle lê die palmtakke neer. En dit is vir hulle 'n wonderlike dag, maar as ons kyk, dis ook 'n Sabbatdag, wat die Saterdag val, hy het die datums val hierdie keer op die Sabbatdag. Hoe groot is dit nie? Hy bring hom as 'n lewende offer op daai donkie vir my en jou. Hy's besig om die doodskanale in te ry. En hy draai nie om nie, hy is opgewonde en die volk roep uit, Hosanna, Hosanna, die koning van die konings. Ok, toe het hy gegaan, terwyl hy ingery het in Jerusalem in, toe gaan vleg hy vir hom 'n sweep. Nou ek het al die sweep gebruik in 'n bediening van my. Hy gaan vleg vir hom 'n sweep en die sweep verteenwoordig die DNA. En hy kom in die tempel in waar hy dit wil reinig, want hy wil die tempel reinig. En daar's Gentiles, en daar's Fariseërs en skrifgeleerdes. En hulle het van sy plek 'n spilonk gemaak. En hy sê, hierdie plek van my is nie 'n koperspilonk nie. En hy slaan met die sweep en hy gooi die tafels om. En almal hardloop weg. Wie dink julle het teruggedraai? Die Gentiles. Die wat nie gelowig is nie. En dit spreek vandag na ons toe. Ons het die waarheid gekry en ons het teruggedraai vanaf die Hebreëkerk in die ware tye van ons Messias. Sy tye. Hy reinig die tempel met gesag. Jesus vervloek die vyeboom, Jesus reinig die tempel. Leiers bevraagteken sy gesag. Hulle sê, wie is hierdie man wat homself kom gee as 'n offerlam? Wie is hy? Markus 11 vers 12 tot 14, Matteus 21 12 tot 17, Matteus 21 23 tot 27. Wat is dit? Dis die 11de Nisan. Hy's vir 3 dae geondersoek toe hy in Jerusalem ingery het. Net soos die lam vir 3 dae geondersoek is deur die priesters, of hy enige gebrek het, is Jesus vir 3 dae geondersoek.
En hulle kon geen gebrek by hom kry nie. Geen gebrek. Jy sal sien, dis presies 3 dae. Dan gaan ons oor na die 12de Nisan. Die lering en die konflik. Jesus leer en word uitgedaag deur debatte met skrifgeleerdes, voorbereiding van die Pasga. Met ander woorde, dis hier waar hulle hom elke keer gespot het en gesê het hy's koning van die Jode en al hierdie goed het gebeur met Pontius Pilatus hulle en al daai en ek het dit nie vir julle 100% hier uitgelê nie. Maar in die reeks in gaan ek in diepte in vir julle deur. Goed, daar kan julle Matteus 21 en 23 kry, Markus 12 en Matteus 26 vers 17 is van kardinale belang. Dis die 12de Nisan. Hier kom hy die volgende dag, die 13de, in die bovertrek. Die laaste avondmaal, Pessa. Eindtyd profesie is hierdie. Jesus hou die Pasgamaal, die laaste maaltyd. Johannes 6 vers 56 gaan ons hom vandag uitdoen, die Pasga. Dis die dag wat hy daardeur gegaan het, die aand gaan hy na Getsemane in gebed in, en 3 keer gaan bid hy, en elke keer sê hy vir hulle om te bid, en as hy terugkom, slaap sy disippels. Nou slaap ons ook. In die Breekerk slaap ons ook, want ons wil hom verraai. Ons is niks beter as Judas Iskariot nie. Ons verraai hom met ons pagan feeste. Ons dien ander gode. Ons vereer hom met 'n stem op 'n Sondag wat 'n songod aanbiddingsdag is. Wie eer ons dan werklik? Judas verraai vir Jesus en die arrestasie vind plaas. Matteus 24 vers 3 tot 15. En Lukas, as jy ons vat wat met Judas gebeur het, hy 30 silwerstukke het hy ons Messias mee verraai. En toe hy besef wat hy gedoen het, sal julle verder in die woord lees, waar hy dit gevat vir die fariseërs gaan gee, hulle sê nee, hulle wil dit nie hê nie. En hy vat en hy gooi dit terug in die kerk in die plek van samekoms in. En hy gaan hang homself op en hy bars letterlik oop. God is not mock julle. Dis wat ek vandag vir julle die boodskap, moenie met die allerhoogste spot nie. Sy tye is sy tye. Dan begin die Erev Pessach, die aand. Met ander woorde, hy het dit ingestel, hy het die maaltyd ingestel en alles. Die kruisiging, Jesus sterf aan die kruis. Begrawe voor son onder, hoekom? Dis die Sabbatdag, die van ongesuurde brode die volgende dag. Die Sabbatdag, dis hoekom hy gekruisig, hy moes voor die aand moes hy afgewees het. 3 uur die middag word Yeshua gekruisig. 3 uur. Johannes 19, 16, 13, Matteus 27, 32, 56. Gaan nie die skrifte deur. Die Pessach begin hierso. Jesus is vir 3 dae en 3 nagte in die graf. Jesus is in die graf, 'n hoë Sabbatdag. Die graf word verseël, wagte word voorgeplaas. Ek wil vir jou vra, moenie laat die vyand jou klip wegrol nie. Jy's gedoop, jy's gemikwa, moenie laat die vyand inkom nie. Vat hierdie wat ek vir julle gegee het, gaan maak weer seker, Michael sal dit vir julle gee vandag. Dit lyk so, gaan maak weer seker, jy is reg in hierdie tyd in. Want dit wat die Messias vandag vir ons doen, as ons aan sy wonde dink, vandag wat hy deurgegaan het, hoe hy gespot is, hoe sy klere opgevuil is. Julle, dit was verskriklik gewees. As ek in diepte moet gaan dit verskriklik wees, maar ek wil regtig fokus op die tye van ongesuurde brode. Die fees van ongesuurde brode is 7 dae lank. Hoekom ongesuurde brode? Jy moes teen hierdie tyd die sonde uit jou lewe gehaal het jy.
Ek gaan vandag, wanneer ek die sedertafel bedien, gaan ek vir jou geleentheid gee. Julle sal sien daar's 'n asblikkie wat ek gaan omstuur saam met die bord, wat brood wat suurdeeg in het, waar jy vir Vader sê, ek maak klaar met die sonde, ek gooi hierdie suurdeeg in, ek is klaar, vandag neem ek besluit, in hierdie tyd van 7 dae van afsondering, gaan ek seker maak, al my sondes is verwyder. Moenie hierdie 7 dae sommer net so los nie. Jy het tyd om die suurdeeg uit te haal. En dan is hy 3 dae en 3 nagte, as jy op die bord mooi kyk, gaan ek nou vir julle die met die pyltjies mooi wys, hoe stipuleer ek dit uit, as jy vat, as jy tel, is dit presies 3 dae. Die Sondag is die opstanding. Dan begin die tel van die omer. Die omer tel ons vir 50 dae. Wat is hierdie wat ons tel, die omer? 50 dae wat jy kans kry om jou heiligmaking na te streef, so wanneer Pinkster kom, dat jy gereed is om die vuur van Heilige Gees te kan ontvang by die hemelvaart. Met Messias opgestaan uit die graf uit, die engele het die klip weggerol, want 'n mens sou nie kon nie. Die vrouens het gesien, die graf is leeg, en die vrouens met die lig van hierdie wêreld kom opsteek 'n kers hier in hierdie donker wêreld, want hulle het aangekondig, die Messias het opgestaan. Vader gebruik 'n vrou oor hy weet hulle is gehoorsaam. Hy gebruik 'n vrou. Nou kan ek aanblaai, Mike. So julle het, wanneer first fruits is, julle het ongesuurde brode, julle weet daar's 3 dae en 3 nagte in die graf, julle weet wanneer dit, as jy ook gaan tel, is dit 6 dae, vanaf Yeshua die donkie gekry het, toe hy die voete gewas is, hy's ook daai tyd met dier nardesolie gesalf, maar ek gaan dit nou in diepte vir julle meer deurbreek soos ons gaan. Maar julle sal na hierdie bediening sal julle presies die datums ken, want niemand bring vir julle die datums nie. En weet julle wat, Benny kom en hy kom bevestig by dit vanoggend. Hy sê, pastoor, wanneer is waar en wat het waar gebeur? So weet julle, dit sê vir my, ek moes hierdie woord gebring het, dat julle die datums het, want almal weet waaroor die Pessach gaan, dit gaan oor die lam wat gekruisig is, vir my en vir jou sonde, en die beker was volbring gewees. Julle kan gerus na die Jesus fliek gaan kyk in hierdie tyd van die kruisiging. Wat het op Golgotha plaasgevind? Golgotha beteken plek van kopbeen. Wat het daar gebeur? So wat ek vir jou wil sê is 'n tyd van radikaal 'n U-turn maak in jou lewe om te sê, jy kies Jesus Christus as jou verlosser en saligmaker. Wat hy vir jou aan die kruis gedoen het, is die grootste genadegawe wat jy ooit in jou lewe sal kry. So nou het ek daarom vir julle dit so uitgelê, is julle tevrede met dit tyd gevat? Nee, Mike? Julle kan gerus by Diana gaan kyk, daar lê 'n almanak by haar kalender, hy's gekrap. Dan het ons oorbeginne, dan het ons weer gekrap, maar ons het seker gemaak, ons doen dit op Vader se vasgestelde tye. Finale dae van Jesus Christus. Nou hier's baie skrifte wat ons by kan sit en wat by kan kom. As ons hulle lees, dan gaan ons nou dit wat ek vir jou bedien het nou, gaan ek nou vir jou lees. OK. Matteus 21, 1 tot 11 en Markus 11, 1 tot 11. Jesus ry Jerusalem binne op 'n donkie. Hulle bring toe die donkie na Jesus toe en sit van hulle klere op hom en Jesus het opgeklim. So hulle dadelik, hulle het nie nog gewag dat Jesus eers moet opklim nie. Hulle dadelik hulle klere vir hom neergelê om te sê hy's 'n heilige, almagtige verlosser. Skare roep Hosanna, Matteus 21:9, en die skare wat voorgeloop het, en die wat gevolg het, is julle volgelinge, het uitgeroep en gesê,
Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van Jahwe. Hosanna in die hoogste hemele. Die hoogste hemele, want hy sit aan die regterhand van God en hy maak sy voete 'n voetebank vir jou om jou sondes te kan neersit. Profetiese vervulling, lam word gekies. Gaan lees Eksodus 12, hoe word die lam gekies en hoe word hy deursoek in daai tyd in? Is jy gedeursoek dat jy kan inhaak by die lam wat vir jou geoffer is, wat aan die regterhand van God sit? Of staan daar iets tussen jou en Vader? Ek het nie te ver aangeblaai nie. 11 Nisan, tempelreiniging en gesag. Hy vervloek die vyeboom. Almal wil altyd weet waar staan dit waar hy die vyeboom vervloek, Markus 11, 12 en 14. Nou kan jy jou pennetjie vat en jou highlighter die naweek en jy kan julle Bybels gaan merk. Benny, jy kan in daai Bybel gaan merk. Ek moet sommer vir jou die bygee, want dan maak jy 'n aantekening by. Onthou om die by my te kry. So nou kan jy gaan aantekening sê, maar hier het hy die vyeboom vervloek. En hy sien 'n vyeboom langs die pad en gaan daarna toe, maar hy het niks daaraan gevind nie, as net blare alleen. En hy sê vir hom, ek wil vir jou vra, dra jy vrugte, of is jy net blare? Laat daar uit jou tot 'n ewigheid nooit weer 'n vrug kom nie. Dink gou as Vader naand vir jou nie meer kans sien nie, dat jy hardnekkige sondes oor en oor en oor doen. Word jy nie vir jouself 'n vervloeking voor die groot almagtige nie? Nee, hy vervloek jou nooit nie. Hy's lief vir jou. Hy sit in afwagting en wag vir jou. En onmiddellik het die vyeboom verdroog. Hoeveel van ons verdroog nie in ons bedieninge en in ons siel, gees, siel en liggaam nie? Hoeveel van ons verdroog nie vandag nie? Die tempel word gereinig. Jy is 'n tempel. Hoe reinig jy jou tempel? Wat neem jy in hierdie tempel van jou in? Sit jy tussen die spotters, sit jy die ouens wat sit en rook en drink en goeders doen wat hulle nie moet doen nie, en oreer, en jy lag saam met hulle, want weet jy wat? Ek moet net 'n pel wees. Ek moet net in hierdie vriendekring iewers te inpas. En Jesus het in die tempel van God ingegaan en almal wat in die tempel verkoop en koop uitgejaag en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers omgegooi. Hy gaan daarin en hy gooi om. Hy gooi om. Dit is sonde, ja. Hulle kleer hom in soos hulle wil. Het ons al ooit 'n verkoping hier gehou? Het ons al ooit iets hier verkoop of het ons net gebles? Kom ek vir jou sê, kom ons sê ons het die finansies gehad, het ons olie gemaak en almal gebles. Dis hoekom daar's vandag genoeg olies wat elkeen vir hom genoeg olie kan vat. Dat jy weet jou kers kan aangesteek word, laat jy soos die 5 maagde jou vol olie het en dat jy nie moet wegdraai voor die deur nie. Dat jy kan ingaan in die nuwe Jerusalem en as 'n bruilofsmaal gaan sit as 'n gas aan die tafel. So skoon soos 'n bruid. Leiers bevraagteken sy gesag. Hulle sê, wie is hierdie man? En toe in die tempel gegaan het, kom die owerpriesters en die ouderlinge van die volk. Dink gou aan die ouderlinge van die kerk. Ek noem hulle die pikkewyne. Hulle sit daar hoog heilig. En die volk na hom, terwyl hy besig was om te leer, en hulle sê, deur watter gesag doen u hierdie dinge, en wie het u hierdie gesag gegee? Weet jy hoe baie word dit vir julle gesê? Julle is onder die wet, julle is Jode, julle is Messiaans. Nee, julle is die uitverkore volk, julle is Israel.
'n set-apart volk wat eenkant gesit is vir Vader se werk, sy heilige dae. Jy moet 'n aangename reukoffer vir hom wees. Hier's 'n waaioffer in hierdie tyd waar jy basies 'n reukoffer vir Vader moet wees, dat jy jou hande kan opsteek en 'n waaioffer maak en sê, dankie Abba Vader vir die waaioffer. Hy is mos net na die nagmaal ingestel is. Wanneer is hy presies daarna? Net na die Shabbat is hy ingestel die waaioffer. So toe die Shabbat ingestel is in die bofortrek, toe steek hulle hande op en sê, heilig, heilig is hy. So met ander woorde dat jy 'n aangename geur kan wees. Deur watter gesag werk jy hier buitekant? Die 12de Nisan, lering en bestrawing, Matteus 22 vers 23. Die debatte met godsdienstige leiers, die gelykenis van die boere en die wingerd, Markus 12 vers 1 tot 12. Ek kan nie al die skrifte lees nie. Julle moet hierdie gaan deurwerk. Julle gaan 'n eye-opener kry. Die vraag oor die opstanding uit die dood, Markus 12 vers 18-27. Die vraag oor die seun van Dawid, Markus 12 vers 35 tot 37. Die grootste gebod. Min mense weet wat is die grootste gebod. Gaan lees hom en kom vertel van my Matteus 22, 34 tot 40. 7 wee oor die Fariseërs. Gaan lees Matteus 23. Gaan sien wat doen die Fariseërs. Gaan kyk wat doen die Breekkerk vandag. Dertiende Nisan, eindtyd profesie en voorbereiding vir die Pasga. Matteus 24, die disippels vra Jesus privaat en hy waarsku oor die vervolging. Tekens van die eindtye kan julle gaan lees in Matteus 24, 3 tot 14. Gaan lees hierdie goed, ons gaan dit bedien, vra vir Mike. Wanneer ons die konferensie doen, moet jy in voorbereiding wees wat ek gaan bring. Want ek bring die 17, is dit 17 tekens? 17 tekens van die eindtyd. 17. Vernietiging van die tempel word voorspel. Is jou tempel vernietig? Hoe lyk jou tempel? Doen jy nog in die geheim nuwe jaar? Stuur jy nog boodskapies hier en daar aan? Ek en Diana kan vandag sê ons was skuldig, ons het Valentine gedoen en toe besef ons wat ons doen is verkeerd. Maar jy moet net weet, hoekom het ons besef? Dit wat in ons woon is Heilige Gees, het ons dadelik aangekla. Want die wêreld kom met enige wy om jou te versleier. En is so maklik in die besigheidswêreld. Nee my sis, was so maklik. Het die haan dalk 3 keer gekraai? Toe verloon ons hom. Het jy 'n haan wat kraai, verloon jy jou Messias? Voorbereiding vir die laaste Pasga in die bofortrek, Matteus 26, 17. Dis die instelling van die nagmaal communion. Ek hou nie van nagmaal nie, ek hou van die woord communion. So ons gaan vandag ook communion doen. Maar met ongesuurde brode. Nadat jy die suurdeeg weggegooi het. 14de Nisan, Pasga en die arrestasie. Die nag begin by son onder. Eindelik moet ons hom net omdraai, Michael, die dag begin by son onder. Dis laat die mense beter verstaan, maar die Joodse dag is in die aand, hy begin 6:00 in die aand tot 6:00 die oggend. So hulle sit hom so, maar dit net om julle te beter kan laat verstaan, maar julle sal vandag verstaan as ek klaar is. Matteus 26 aand, begin van die dag, die laaste maaltyd, die Pasga maaltyd. Net daarna is dit die waaioffer waar jy jou hand nou kan opsteek en sê, jy maak 'n waaioffer aan Vader. Ek sien nie hande nie. Ek soek 'n waaioffer.
dat die Heilige Gees binne innooi, dat die vuur binne in jou aangesteek sal bly, dat daai kool wat kom, die regte vuur, die regte brandoffer sal wees, nie die verkeerde vuur nie. Amen. Begin van die dag, die laaste maaltyd het ek gelees. Jesus was die voete van sy disippels, Johannes 13 vers 1 tot 26. Ek het al hier voete gewas. Jy kan jou vrou en jou maatjie se voete vanaand gaan was. Ek en my kinders gaan vanaand saamkom om dit te doen. En dis altyd 'n groot opgewondenheid. Dis 'n groot opgewondenheid. Jesus voorspel dat Judas gaan hom verraai, Matteus 26, 21 tot 25. Nuwe verbond word ingestel, Johannes 13 vers 31 tot 35. Die nuwe verbond. Hy sê nie van die wette weg nie. Hy stel vir jou nuwe verbond op waar die 10 gebooie op jou hartkamers geskryf is. Waar is die 10 gebooie geskryf? In jou hartkamers. Wie het ons kom aankla? Heilige Gees as ons iets verkeerd doen, want hy leef binne in ons tempel. So as die wêreld wil kom om te steel en te roof en te verwoes, keer Heilige Gees dadelik en sê, wow, julle is met die verkeerde besig. Die nag in Getsemane. So dis eintlik begin die dag, so daai nag is 'n dag wat hy begin wat hy in gebed in Getsemane is. Judas verraai vir Jesus. Met 'n wat? Met 'n soen. Ons is skynheilig, ons soen en druk mekaar en bedoel dit nie eers. Dan as die een sy rug draai, dan chi ons. Die vleis wat weggeraak het. Ons sal die vleis nie vergeet nie, maar vandag moet julle vleis en groente saamvat. En Benny moet saam 'n klein boy loop en die ding gaan koop. Judas verraai hom. En hy doen nog 'n wonderwerk. Die oor word afgekap en hy tel die oor op. Jesus sê net daar is die man se oor aan. En net daar doen hy genesing. Wat ontvang jy in Getsemane? Al sy bloedvate bars. Sy kapillêre bloedvate. En sy sweet word bloeddruppels. Weet julle waarvan is dit? Vrees wat julle so boikot. Uit al ons vrese en depressie het hy gevat. In daai beker, so jy kan nie meer hier sit met vrees en depressie nie. Jy is genees. Gaan jy dit glo? Gaan jy dit vat? Of gaan jy dit los? Want dis die eerste wond gewees. Was die eerste wond. Sy sweetdruppels wat in bloed verander het. So ons is geneig om die woord nie te verstaan nie, maar as Vader besluit Heilige Gees breek dit vir jou altyd kan oop, moet ons dit deel. So julle moet gaan deel so ver julle gaan deel die woord uit. Gaan heen en maak disippels van alle nasies. Die 14de Nisan die dag die kruisiging vind plaas. Die oggend tot die middag. Die verhore van Pilatus, Matteus 27 vers 11 tot 31. Die kruisiging plus minus om 3 uur. Wat het alles daar gebeur? Dit donker geword. Die voorhangsel het geskeur. Met ander woorde, jy kan nou in die allerheiligste ingaan, waar die priester gewoonlik die kole ingevat het, in die allerheiligste in, is jou kool op die regte plek van allerheiligste, is jou tempel geheilig, dat jy die kool van heilige vuur kan ontvang van Heilige Gees. Dis hoekom ek bring hom, wat se kool vat jy in die allerheiligste in? Wat se kool? Hy moes voor son onder begrawe gewees, want die volgende dag is 'n hoogheilige dag van ongesuurde brode, waar hy in die graf is. Val saam met die slag van die Pasgalam. Dit val saam met die Pasgalam wat ons vandag gaan eet. Ek het vir ons lekker skaap gereg laat maak. Baie lekker by ouma se kombuis.
So ons moet hierdie dinge verstaan om te weet wat gaan gebeur met jou tempel. Hoe gaan jy Heilige Gees ontvang? Hoe gaan jy die suurdeeg uithaal? Ek moet hierdie goed met julle deurgaan. Ek kan dit nie net sommer net bring nie, want toe die voorhangsel geskeur is, beteken jy kan inbid tot in die allerheiligste en jy kan Vader se stem hoor wanneer hy met jou praat. Hy praat met jou in jou gedagtes. Hy praat met jou uit jou gut. Heilige Gees kom uit jou gut uit. Het jy dit geweet? Uit jou gut kom Heilige Gees. Het jy daai gevoel al gekry, hierdie ongemaklike gevoel, dan voel jy hier in jou maag, hier's iets ongemaklik. Dis wanneer Vader jou waarsku met die Heilige Gees uit jou gut uit. So moenie daai gevoel wat jy kry net afmaak nie. Dis belangrik. Dis baie belangrik. 15 Nisan, hoë Shabbat. Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, wat heilig is. Matteus 27 vers 62 tot 66. Die graf word verseël. Wagte word voorgeblaas. Was jy al by die doeke van Jesus Christus van Nasaret? Het jy geweet sy kopdoek wat opgevou is, beteken hy kom weer terug? Wat op sy kussing gesit het? Dis 'n hoë Shabbat, die fees van ongesuurde brode vir 7 dae lank. 7 is die volmaakte getal. Vir 7 dae moet jy jou set apart sit, totdat jy heiligmaking ervaar. Almal vra vir my, Susan, gaan jy bietjie weg vir die lang naweek? Ek sê nee, ek gaan nie weg nie. Ek gaan probeer om vir my familie soveel as moontlik van die Pesach te vertel. Want ek wil hê hulle moet weet. Dis hoekom ek gee vir julle die hele konferensie een. Ek gee nie net 'n stukkie tot waar ons vandag gaan nie. Ek gee die hele een. Hoekom? Dat jy verder kan aangaan. Ek wil hê julle moet van nou af weet, as ons nie klaar kry nie, moet julle verder aangaan. Dan gee dit my kans om dit op te neem, dat die woord volledig kan uitgaan, want die tyd in die klas is net so beperk. Anders moet ek bedien, as ek nou vir julle al die goed gee, kan ek vir Diana vra, toe hulle die hele tafel vir julle bedien het, hoe laat het julle daai nag huis toe gegaan? Baie laat, verstaan julle? So julle kan tot baie laat werk aan julle skrifte en met God bemoedenis maak, dat jy gevul kan word tot heiligmaking. Die graf is leeg gevind. Markus 16 vers 1 tot 8. 'n Engel kondig die opstanding aan. Jesus verskyn aan vroue. Markus 16, 9 tot 20. Die groot opdrag val saam met die eerstelingfees. Die groot opdrag. Gaan heen en maak disippels. Gaan heen. Vertel vir iemand wat het vandag hier gebeur. Gaan vertel dit met 'n opgewondenheid. Susan deel al alles met Cassie. Ek dink Cassie se kop is baie daai heel deur mekaar met alles wat Susan vir hom gee. Maar sy sê as jy uitgaan, asseblief ek soek een vir Cassie. Ouma Martie sê, ek soek een vir Johanna. Deel, al deel julle onder mekaar, soos julle op die groepe, julle is pragtig aktief op die groepe, ek love dit. Ek love dit. Die boodskap, Lukas 19:20 tot 48. En 'n ander een kom en sê, meneer, hier is 'n pond wat ek in 'n doek weggesit het. Want ek was bang vir u, omdat u 'n strawwe man is. U neem weg wat u nie uitgesit het nie. U maai wat u nie gesaai het nie. Wat maai en saai jy? Jy kry daai pond, wat gaan jy met hom doen? Gaan jy jou talent uitbrei of gaan jy nie?
Wat gaan jy saai? As jy vandag geld kry, en jy kry dalk 'n hoop geld, wat gaan jy daarmee koop? Hy sê vir hom, uit jou mond sal ek jou oordeel, jou slegte diensleg. Jy het geweet dat ek 'n strawwe man is wat wegneem wat ek nie uitgesit het nie. Ek maai wat ek nie gesaai het nie. Daarom het jy dan nie my geld aan die wisselaars gegee nie. Dan kon ek dit by die kom van die rente ingevorder. Hy sê, man, hoekom het jy dit eers vir die wisselaars gegee nie? Dan kan ek ten minste 'n opbrengs gekry het. Nou vra ek vir jou vandag, het jy 'n opbrengs? Het jy 'n geestelike opbrengs binne in jou? Of gee ons maar net sommer so vir hulle en sê, daar sal gaan. Nee, jy moet gee met 'n verwagting om te kan 'n oes inkry, 'n geestelike oes. As Benny en Johanna hulle gaan sit in die woord bedien, en om Tuisie en Jan hulle almal, en Susan hulle almal, en nou het ek hulle naam alweer vergeet hiervoor. As hulle almal daar kom by stille rus, sit hulle by mekaar, of gaan hulle bietjie agteraf en skinder? Wat saai ons? Kom daar lewe en dood uit ons tong uit ons monde uit? En hy sê vir hom, meneer, hy het 10 pond, want ek sê vir julle, aan elkeen wat ek het sal gegee word, maar van hom wat nie het nie, sal weggeneem word, en ook wat hy het. Maar daardie vyand van my wat nie wou hê dat ek die koning oor hulle sou wees, die bring hulle hier en slaan hulle voor my dood. En toe hy dit gesê het, gaan hy vooruit op weg na Jerusalem. Met ander woorde, gaan jy doodgeslaan word, of gaan jy vooruit na Jerusalem toe vir die fees? Dis 'n baie moeilike skrif hierdie. Maar julle moet hom gaan uitlê, en julle het nou die Bybel by Benny, hy kan vir julle hierdie skrif vat, en die verwysing daarvan lees, wat dit beteken, en julle sal sien wat se eye-opener kry julle uit dit. Ek het net nie nou tyd nie, anders het ek dit vir julle gelees. So gaan vat jou verwysingsbybel en gaan lees dit. Lukas 19:29 tot 39. En toe hy naby Betdag en Betanië kom, by die berg wat die Olyfberg genoem word, het hy 2 van sy disippels uitgestuur en sê, gaan in die dorp reg voor julle, en as julle daar inkom, julle 'n esel vind wat vasgemaak is, waar geen mens ooit op gesit het nie. Geen mens het ooit op hom gesit nie. Maak hom los en bring hom. As iemand julle vra, waarom maak jy hom los, moet julle vir hom sê, die Here het hom nodig. Julle geweet, 'n donkie het 'n kruis op sy rug. OK. En die wat gestuur was, gaan toe en vind dit soos hy aan hulle gesê het. So hy vind dit toe presies soos wat hulle gesê het, hulle vind die donkie, en met ander woorde, Vader gee vir hom 'n trekdier. Ek na die kruis toe. So met ander woorde, hy gee vir jou 'n werkende Heilige Gees voor jou as trekdier, om jou te trek tot op die plek waar hy met jou 'n verbond kan sluit. 'n Goddelike bloedverbond kan sluit. En hulle antwoord, die Here het hom nodig. En terwyl hy voortgaan, gooi hulle klere op die pad. En toe hy al naby die afdraande van die Olyfberg kom, begin die hele menigte disippels God met blydskap te prys met 'n groot stem oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Onthou, hulle het al hierdie kragtige dade genesing gesien. Hy was ook aan die huis van Lazarus, waar hy Lazarus opgewek het in hierdie tyd in. Ek het net nie dit ingebring nie, maar daar's ook, as jy verder gaan lees, was hy ook aan huis waar Lazarus opgewek is uit die dood.
Kon ek vandag hierdie woord gebring het as ek nie in voorbereiding was nie? So julle moet in voorbereiding kom, dat die donkie julle trek tot heiligmaking, tot insig, tot wysheid en kennis en helderheid van verstand, sodat julle die woord kan inneem en verstaan, dat jy vaste voedsel kry, nie meer baba kos kry nie, dat jy kan groei in jou geestelike lewe. Terwyl hulle sê, geseënd is die koning wat kom in die naam van Yahweh, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele. En sommige van die fariseërs uit die skare sê vir hom, meester, bestraf u disippels. Die fariseërs bestraf ons. Ons is of 'n Jood of ons is Messiaans, maar eintlik doen ons Vader se gesuiwerde woord, Yahweh Eltekan find it by God. Vader het ons gevind en goed gedink om vir ons hierdie woord te gee, om hierdie woord te kan uitdra. Want wie wil hierdie woord uitdra? Dis 'n harde woord, as jy vir die mense sê, jy kan nie hierdie naweek Paasfees gaan hou nie. Jy kan nie die paashasies en die eiers gaan by mekaar maak nie. Lyk ons Messias soos 'n paashaas toe aan die kruis gehang het? Hy was gelyk soos 'n geploegde lam. Jesaja sê dit vir ons. Dink as Jesaja 53, sê dit vir ons. Jy kan net seker maak, Mike. En dit is belangrik om seker te maak, want hy sê in sy woord, die klippe sal uitroep. Lukas 19:40 tot 48, en hy antwoord sê vir hulle, ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep. Ek sê vir julle vandag, as julle swyg, sal die klippe letterlik begin uitroep in die eindtye wat julle sal ingaan. Het julle gesien hoe groot is daai haalstene wat gaan kom? Dink as een van daai haalstene op hierdie huis val, is ons almal dood. Waar is jy dan? As jy nou sterf, waartoe gaan jy dan? Moenie skaam wees om Vader se woord te verkondig nie. Al begin jy met klein. Benny het nie geleer nie, Johanna ook nie, Alida ook nie. Maar hulle is hier geleer deur Yahweh Eltekan, Heilige Gees. Wat ek vir jou wil sê is, hulle het Vader vertrou, hulle is gevind en Heilige Gees toegelaat om hulle te leer deur 'n leerbare gees te hê. Nie Susan nie, ek is net 'n instrument. Maar jy moet jou pakesel vat en jy met jou Bybel vat, daai klere wat daar opgelees, dis die woord van God, en begin leer en studeer jou woord van Vader, want jy sal Heilige Gees deur hierdie woord ontvang. En toe hy naby kom in die stad sien, het hy daaroor geween en gesê, ween Vader oor jou. As jy tog maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oopbedek, want daar sal daar oor jou kom, dat jou vyand 'n skans rondom jou sal opwerp. Met ander woorde, ons is besig met die rokke, en ons besef nie wat ons doen nie. Dis nou Valentine, rokke moet uitgaan, en net daar kom die bose en hy kom pootjie ons. En weet wat? Ons het dit daaruit geleer. So, die vraag gaan wees, as jy besef jy het 'n fout gemaak, gaan jy om vergifnis vra en dadelik regdraai na die regte weë, nie op die verkeerde pad nie. Verlede week se Torah portion wat uitgegaan het, was op 2 paaie. So julle moet begin besef wat Vader vir ons wil doen. En hulle sal jou en jou kinders en jou teen die grond verpletter, en hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd van God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Jy merk nie al hierdie dinge op wat Vader vir jou gee nie. Weet julle hoe geseënd is julle om vandag te sit in die Pesga, presies die dag van die kruisiging? Wat gebeur om 3 uur? Hy sê, dit is volbring. Elke dag was hy besig
om in die tempel te leer. Elke dag moet jou tempel leer. Jy is 'n tempel, jy moet leer. En die owerpriesters en die skrifgeleerdes en die vernaamstes van die volk het probeer om hom om te bring. En hulle het niks gevind wat hulle kon doen nie. So hulle het vir 3 dae ondersoek, hulle kon niks vind om dit te doen nie, want die hele volk het aan hom aangehang en na hom geluister. Hoekom? Want hulle voel die branding van Heilige Gees. Daai ruga wat uitgaan terwyl hy die teaching gee, is Heilige Gees, ontvang dit. Die maaltyd in Betanië. Johannes 12, 1 tot 8. Matteus 26, 6 tot 13. Lukas 7 vers 63 tot 50. Markus 14 vers 3 tot 9. Nou daai skrifte gaan vir julle presies sê wat het gebeur. Voete was die nardesolie waarmee hy gesalf is. Hy's gesalf vir sy begrafnis, vir sy kruisiging. Nou moet ek eers weer hier blaai, Mike, want ek in daai skrif Auntie, ek het ook daai gekry in Jesaja 53. ja, Vers 6 en 7. Ons almal het gedwaal soos skape, ons elkeen sy eie pad geloop, maar Jahwe het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak. hy was letterlik, hy's geslag alles, en hy het sy mond nie oopgemaak nie. Goed, hier gaan ek nou net vir julle duidelik maak met die skrif wat bo is. Die 9de, Nisan ingery in Jerusalem, en hulle het hom dopgehou en hulle het hom gearresteer voor die Pasga die aand van die 13de Nisan, en ons tyd is 31 Maart 2026. Gaan hulle uit tuin van Getsemane toe, die aand, die uur, die 13de Nisan, gevangene geneem die 31ste Maart 26, die aand van die 13de voor die 14de, ooreenkomstig met Levitikus 23 en Exodus 12. So gaan lees die hele Levitikus 23 vir my deur. Julle wat nuut is hier by my, as julle wil weet van die feeste, hy sê vir jou presies in Levitikus 23 van elke fees, want ons doen nou die 3 feeste van die begin van die jaar van die Abba Vader se goddelike jaar. Kom ek het so stel, dan verstaan almal nie die Gregorian een wat Nisan, Janus van Januarie, Februarie, Maart nie. Ons gaan die nuwe jaar in die goddelike jaar van Vader. So dis 'n goddelike jaar met 'n Torah portion op elke dag. So as jy jou Torah portion gaan lees op elke dag, dan sal jou Bybel letterlik gemerk wees tot jy sal nie weet nie. So as jy wonder wat om in die oggende te doen, kyk wat is die dag se Torah portion en gaan merk hom. Goed, die Dinsdag, die 13de Nisan, eindtyd profesie. Ek gaan net die Oranje lees en dan gaan ek verder verduidelik. OK. Eindtyd profesie, Jesus hou die Pasgamaal, die laaste maaltyd, die Pasga, Getsemane gebed, Judas verraai Jesus, die arrestasie. So daai het alles gebeur in daai nag in. Die dag is Jesus aan die kruis begrawe voorsonder. So hy was aan die kruis gewees, om 3 uur het hy gesterf. Jesus is in die graf in, ongesuurde brode. Nou wil ek vir julle mooi laat julle tel, hy's in die graf in. Maar ek dink ons gaan die ander een gebruik, Mike, nee? 2 slides aan. So ek gaan hom nie nou vir jou verduidelik nie, maar ek bevestig weer vir jou wat het op die 13de en die 14de gebeur. Dat jy vandag by Woensdag is. Dan vandag Woensdag die kruisiging, Jesus sterf van die kruis. Begrawe voor sononder. Hy met ander woorde, hy het die kruis gedra en
Toe kon hy nie later verder en hy laat val die dwarsbalk. Wie tel jou dwarsbalk op? Is Heilige Gees aan jou sy by jou, wat jou dwarsbalk optel? Dink dit as jy daai pad moet stap, wat Jesus moes gestap het om hy kruis te dra? Stikkende skouers, hy's gegeesel, 39 katshoue, stukke vleis is uitgeruk, en hy het stil gebly. Hy het stil gebly. So dis die 14de vandag, dis 'n voorreg om vandag op hierdie dag die woord te kan bring, wat met ons Messias gebeur het, vir my en vir jou. Goed, dan die volgende bladsy kan julle na toe blaai. Goed, hy's in die graf die woensdag aand is 'n dag. So 1 dag, 2 dae, 3 dae in die graf. Sien julle daai 1, 2, 3, die laaste pyltjies. Moenie die eerste een tel nie, want dis die dag wat hy die oggend in die graf is. As die aand in die graf, so ons tel die oggend, so ons tel 1, 2, 3, dan Sondag presies die dag van opstanding. So hy moes 'n volle dag en 'n volle nag in die graf gewees het. So as jy hom tel, jy tel die 1, 2, 3, kom jy presies op die Sondag wat die opstanding is. Die aand van die Saterdag Shabbat is die opstanding. So hy toe opgestaan. So daai pyltjie daar met Mike vir julle merk. O, jene, daar het ek nou. Mike, waar is ek nou? As hy, okay, daai een met Mike vir julle merk, gaan aan 1, 2, 3, 3 dae. Daar so die Saterdag aand staan hy op. Daarso. Sien julle daarso, daar staan hy op. So die aand is eintlik die eerste dag. Die Saterdag aand is die eerste dag. So jy sien julle, ons pyltjies is presies reg. As ek hom nie so verduidelik is, gaan jy hom nie verstaan nie. So met ander woorde, dis 1, 2, 3 dae, die Saterdag nag, dan staan hy op opstanding, dis die eerste dag van die Sondag. Die Joodse werk so, 6 uur in die aand begin die dag. Okay, het julle hom so? Verstaan julle dit, want as julle na hy 4 gaan kyk, ek moet eintlik dat julle daar byskryf, die Saterdag aand is die eerste dag wat hy opgestaan het. Die Saterdag aand begin die dag van die Sondag. Die Saterdag aand begin die dag van die Sondag. Het julle hom so? As dit Grieks is, dan verduidelik ons hom tot julle verstaan. Maar ek dink julle verstaan hom. Okay. Ja, Mike, dit klink maklik. Dit klink maklik. Maar as jy dit jaar na jaar doen nie, daarom gee ek dit vir julle terug en sê, gaan doen dit asseblief by die huis. Gaan kyk of jy dit kan uitwerk. Hier lê almanakke hier wat jy kan kry. Julle moet eerder vat dat julle het, want soos Benny julle moet vat dat julle het, dat julle gaan kyk mooi, gaan lees mooi wat sê hy. Ek sal dat Diana vir julle wys waar hy begin. So gaan staan nou by haar en dat hy wys. Die Messias, hy wat weer gaan kom, word genoem in Jesaja, wonderbare raadsman, sterk ewige Elohim, vredevors. Hy's 'n vredevors. Hy het vrede in hierdie wêreld gebring. Ons moes te dood geoordeel geword het. En hy bring vir ons die genade vrede van die kruisiging. Julle, dis die fondasie van die Torah. Yahweh altyd kan beteken ook fondasie. Ek sal op my Torah se fondasie staan, want dit is my broodresep. Met ander woorde, wat skoon suurdeeg in het. Nie vuil suurdeeg nie. Skoon suurdeeg, want suurdeeg beteken sonde. Torah beteken nie net wet nie, dit beteken sy standaard van heiligmaking. Sy standaard. Ons is nie onder die wet nie, ons is in die genade, want op ons hartkamers is die gebooie sag neergeskryf,
dat ons nie kan sê, hoor jy, ons is onder die wet nie, ons is onder die genadegawes van die wet. Gaan lees jou Bybel. Dis nie wetties nie, dit is wanneer die gemeente nie verstaan nie. Hulle verstaan nie, dan sê hulle, nou is jy wetties. Jy bring 'n vloek oor jouself. Nee, die woord sê duidelik, Jesus Christus het vir ons 'n vervloeking aan die kruis geword. Maar hy sê, as jy nie jou sondes bely nie, dan gaan jy 'n probleem hê. Dan klassifiseer hulle dit onder die wet. Dit het niks te maak met Jahwe se afsprake en feeste nie. Dis sy afsprake en sy feeste en sy standaard. Ons vier al die pagan feeste, Easter, Kersfees en so gaan ons aan. Julle kan dit nie meer vier nie. Ons doen Hanukkah, dis lekker. Ons steek die lampe op. Weet julle wat? Julle lampe kan nooit uitgebrand raak nie, want jy doen die ware standaard van Abba Vader. Sy feeste, sy Shabbate en sy instruksies. Is nog hierdie een, nê? As ons kom by Jahwe se feeste, dan is ons onder die wet. Hulle sê vir jou, as jy kom by die feeste, jy is nou onder die wet. Jy voel sê, nee, weet wat, as ek die feeste doen, ontvang ek al die genadegawes. Hoe groot is dit? Ontvang al die genadegawes in een slag. Kom ons begin die almagtige Elohim dien op sy wil, sy woord en sy wil alleen. Bietjie terug na die Ou Testament. Voor ek kom in die nou. As jy nou in die nou kom, en Jesus Christus van Nasaret kom nou hier ingestap, sal jy hom herken. Sal jy hom herken. Levitikus 23 vers 4. Ons is in die maand April 2026, die jaar 5786. Levitikus 23:4, ons is in die maand Nisan, April. Levitikus 23:1 tot 2, Elohim praat van die heilige samekoms. Dit is heilig. Dit is 'n heilige offer, 'n vuuroffer wat ons vandag aan Vader bring om te sê, Vader, dankie vir u seun. Dankie vir wonde. Dankie vir 'n beker wat volbring was. Dankie Vader vir alles wat u vir ons gee en nog byvoeg, Vader. Maar moenie my woord verander en byvoeg nie. Of vir sy volk bedoel nie. Dit is vir sy volk bedoel. Hierdie het niks te maak met die wet nie. Met 'n streek of 'n land of 'n nasie nie, maar met sy volk, die vasgestelde tye. Dis hoekom afsprake, set apart nation. Julle is Israel. 'n set apart volk. Appointed times. Dis so mooi gesê. Koffiebreek.